Goeiemôre gemeente van Waterval, baie welkom in die kerk vanoggend. Ek is bly om julle te sien. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Hierdie diens gaan nou vandag eers uitgaan as gevolg van 'n kragonderbreking gister in die kerk. So mag die Here vir julle seën met die gekyk daarvan wanneer julle dit later in die week kyk. Genade en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Mag die Gees vir ons lei in hierdie erediens om God te aanbid met alles wat in ons is. Broers en susters, ons tema vanoggend is bid ons genoeg vir mekaar. En ons lees uit Kolossense 1 vers 9 tot 14. Voor ons dit doen, kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om te kon opstaan vanoggend. Dat ons kon eet, aantrek, die lewe omhels. Want dit is 'n voorreg wat nie vir almal beskore is nie. Dankie dat ons onder u genade staan. Dankie dat ons eintlik in die Bybel agterkom, u boer met genade, want u vou vir ons toe daarmee en u gee u liefde mildelik en u vergifnis. Want gister en eergister is verby en al ons doen en late, dit is aan die kruishout met Jesus Christus gespyker. En u vergeet daarvan. So u kom weer vanoggend met nuwe genade en met 'n nuwe geleentheid. En ons het kerk toe gekom, Here, om ook hier vir u te aanbid, saam met mekaar te wees, u naam aan te roep, maar ook om 'n boodskap te kry vir die lewe. So sal jy uit die woord uit met ons praat en vir ons iets gee om oor te dink, ons eie te maak en toe te pas in ons lewens. Ons vra dit in die Here Jesus Christus se naam. Amen. Bid ons genoeg vir mekaar, Kolossense 1 vers 9 tot 14, kom ons lees dit saam. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Nou gemeente van Waterval en vriende, bid ons vir mekaar. Natuurlik sal jy sê ons bid vir mekaar, maar die vraag is of ons genoeg vir mekaar hier in Waterval gemeente bid. Is dit vir ons regtig belangrik om vir mekaar te bid? Baie van ons sukkel met ons gebedslewe en baie van ons is nie gereeld met ons gebedslewe om nie eers te praat daarvan om vir ander mense te bid nie. En wanneer ons bid, is ons so selfsugtig georiënteerd dat ons dink net altyd aan ons eie behoeftes, probleme en die dinge waarmee ons worstel en ons bid eintlik maar vir onsself. En wanneer ons in die kerk vir mekaar bid, ons het nou die gebedslys gehad met die siek mense op wat krisisse in krisis verkeer en ons bid graag vir hulle, maar dit gaan nie net oor ons gebedslysie wat ons op 'n Sondag hier vir julle gee nie. Dit gaan oor meer as dit. Dit gaan daaroor dat ons as gemeente vir mekaar verantwoordelikheid aanvaar, dat ons vir mekaar bid. As ons onsself in Waterval moet weeg, as 'n biddende gemeente van op 'n skaal van 1 tot 10, ek wonder wat sou die telling wees as ons regtig eerlik moet wees daaroor met mekaar. Ja, ons sê, maar ons bid. Ons het mos die dames wat 1 keer 'n week by mekaar kom en ons bid Sondag hier in die kerk, maar is dit genoeg?
Terwyl ons so baie in die Bybel lees, ons moet vir mekaar bid, ons moet aanhou bid, ons moet gereeld bid. Kom ons wees eerlik. Sonder petrol kan 'n kar nie loop nie. Gebed is eintlik die petrol van 'n gemeente. Dis wat maak dat 'n gemeente floreer. Dis wat maak dat 'n gemeente groei. Dis wat maak dat 'n gemeente vorentoe gaan. So as ek die vraag persoonlik moet vra, is jy en ek regtig 'n bidder? 'n biddende mens wat erns maak met gebed en dan veral met gebed deurdat ons mekaar aan die Here opdra. Ek dink dit is nodig dat ons vanoggend maar weer na hierdie gedeelte kyk wat Paulus hier vir ons gee. Want dit is 'n mooi gedeelte. Die gedeelte begin in vers 9 met daarom. Nou julle moet verstaan, as Paulus enigsins sê daarom, sy sinnetjie daarmee begin, daarom, wil hy eintlik hê jy moet na die vorige gedeelte gaan kyk, want hy bind dan die vorige gedeelte met die gedeelte wat hy nou skryf met mekaar. En as ons na die vorige gedeelte gaan kyk, dan sien ons Paulus het gehoor van die gemeente in Kolosse en hy het gehoor van die wonderlike goed wat daar gebeur. Hy het gehoor hoe diep gelowig is hulle, hoe gehoorsaam hulle aan die Here is, hoe hulle uit die geloof uitlewe en hoe die liefde in die gemeente en in die gemeenskap floreer deur hierdie gemeente. So, hoorende van al hierdie positiewe goed, wil hy nou graag vir hulle bid. Want dit is presies wat vers 9 tot 14 is wat ons gelees het. Paulus is besig om vir Kolosse te bid. Hy gee om vir hulle. Hulle is vir hom belangrik. En daarom bid hy vir hulle. En ek dink ons kan inderdaad iets uit hierdie gebed uit leer, wat vir ons hier in Waterval inderdaad iets kan beteken. So wat kan ons hieruit leer? Nou, soos julle op die skerm kan sien, dis 'n anderste soort gebed. Ek het 3 hoofpunte wat ek hier raak gesien het, wat ek wil beklemtoon vanoggend. En die eerste punt koppel ek dan aan daai gesiggietjie daarso. Julle kan sien, dis die kop by die verstand, want Paulus sê, ek bid dat julle met kennis gevul word van God se wil. Kennis van God se wil, dat julle daarmee gevul kan word. Die tweede punt is, hy bid dat hulle in gehoorsaamheid sal leef, dat hulle reg sal geleef, en, ekskuus tog, daar raak hy skoon weg, en daar is die tweede punt wat ek wil maak, om dit beter te onthou, om te luister, om te hoor wat die Here vir ons wil sê. En dan die derde punt is, hy bid dat hulle 'n dankbare gemeente sal wees, dankbaar oor wat Christus vir hulle gedoen het, en daai dankbaarheid moet gelewe word. En daar is 'n prentjie om dit beter te onthou, dankbaarheid. Jy kan sommer sien hoe straal ou Peanut se gesig hier daarvan, van dankbaarheid. Nou kom ons kyk verder daarna. Paulus bid dat hulle God se wil sal ken. Hy skryf in hierdie gedeelte dat hulle sal vervul word met wysheid. En die woord wat hy hier gebruik in die Grieks plorethomai beteken as ek nou 'n glas sou vat en hom hier neersit en ek skink nou water in, dat ek sal aanhou skink totdat hy tot bo toe vol is en uiteindelik begin oorloop. So hy bid dat hulle so vol sal word van die kennis van God, dat hulle daarvan sal oorloop. Hoe belangrik is dit vir jou om kennis van God te hê? Soos wat ons weet as gereformeerde kerk, hou ons aan die 3 belydenisskrifte, die 3 formuliere van eenheid vas, en die een formulier is die Nederlandse geloofsbelydenis. En die Nederlandse geloofsbelydenis sê, hoe kan ons God nou eintlik regtig ken? Dan is daar 2 maniere hoe dit geantwoord word. Ons kan God ken vanuit die natuur uit. En natuurlik kan ons baie uit die natuur uit leer. Ons leer van God se orde, van God se tydsberekening, van God se skoonheid, van God se liefde, van fynheid. Ek het op pad kerk toe vanoggend, luister ek na 'n Christenwetenskaplike wat by die Stellenbosch Universiteit op 'n stadium was. En hy praat daaroor hoe die wetenskap vir hom gedryf het tot geloof. Hoe hy in die wetenskap kan agterkom, daar is so baie om te leer,
Daar's so baie om te weet en so baie wat ons nog nie weet nie, dat jy met verbasing staan en sê, maar daar moet 'n God wees. Hy sê anders as baie van my kollegas wat sê die wetenskap het hulle tot ongeloof gelei. Hy sê kan hy ongelukkig nie met hulle saamstem nie, want die wetenskap sê vir ons te min, maar ook te veel. Dat ons nie regtig kan weet nie regtig kan verstaan nie. En daarom bly jy wanneer jy na die natuur kyk, na die kosmos, die skepping van God kyk, en jy word vervul met verbasing. Soos dit nie iets aan jou doen nie, sê die katekismus, of eintlik die Nederlandse geloofsbelijdenis, nog 'n tweede belangrike ding. Hoe leer ons God werklik ken? Uit die woord uit. Hoe belangrik is die Bybel vir jou? Hoe gereeld lees jy dit? Want dis die enigste regte manier hoe ons God ten diepste leer ken. En dis waaroor dit vir Paulus hier gaan. Om God met wysheid, insig, met diepte kennis God te ontdek. En hoe doen ons dit? Deur die Bybel te lees en te bestudeer, om in te neem dit wat in die Bybel staan, dit in te drink en daarvan vol te word. Want dit sal my lewe bepaal. Gaan lees maar weer in die Psalms. As jy die woord van God het, dis jou lamp vir jou voet, vir jou pad. Dit maak die lewe vir jou beter. Dit maak die lewe vir jou makliker. Dis soos die bloed in jou are. Jy het dit brood nodig. As 'n kind van God het ek en jy nie 'n keuse nie. Ek moet soos God word, soos sy woord sê. Nie soos God word nie, maar soos sy woord sê. Soos God se woord sê, deurdat ek die woord bestudeer. Hoe anders? Ek en jy het nie 'n keuse nie. Daarvan moet ons vol word. Maar wat is ons probleem? Ons is nie so baie goed met God se wil nie. Want kom ons wees eerlik, om God se wil te doen is nie altyd maklik nie. Is nie altyd lekker nie. Is nie altyd my eerste keuse nie. Ek is mos geneig om eerder my eie wil te wil doen. Om te doen waarvoor ek lus is. En dit is juis ons probleem. Dis daai kere wanneer ons ons eie wil doen, wanneer ons in die moeilikheid kom. Dis wanneer dinge nie uitwerk nie. Dis wanneer huwelike verkeerd loop. Dis wanneer verhoudinge opgemors word. Dis wanneer mense soms in die tronk beland. Adam en Eva het juis daai fout gemaak om te sê, nee Here, nie u wil nie, my wil. Ek sal van hierdie boom eet, want dit lyk lekker. En toe eet hulle het hulle eie wil, hulle eie kop gevolg. En dit is eintlik die wese van alle sonde. Wese van alle sonde is om te sê, nie God se wil nie, maar my wil, asof ons dink, ons weet beter as die almagtige, ewige God, wat alle kennis en alle mag in pag het, wat presies weet. So hoe belangrik is dit vir jou? Hoe erns maak jy met die woord van die Here? Ek het al voorheen gesê, as jy 'n halfuur 'n dag Bybel sou lees, lees jy die Bybel in 'n jaar deur. So as jy dit na 15 minute toesny, dan vat dit jou 2 jaar om die Bybel deur te werk. Hoe belangrik is die wil van God, kennis van God hê, want dis wat Paulus hier sê, dat jy gevul sal word met die kennis van God. En hy sê dit nie om dowe neute nie, want hy weet, dit gaan ons lewe verander. Hoekom het die Here Jesus na hierdie wêreld gekom? Om die koninkryk van God te bring. Hy wil eintlik hê, en ons het al in hierdie gemeente vir mekaar gesê, hierdie woord koninkryk van God is 'n moeilike konsep vir ons om te verstaan. So gaan ons dit in eenvoudige Afrikaans vir mekaar sê. En ek hou van die mooi beskrywing. Jesus het gekom om die dans van God in hierdie wêreld te kom dans. En ek en jy, die kerk is sy dansmaat, wat saam met hom op sy ritme en in sy pas sal dans deur die wêreld. Wanneer ons die wil van God leef, wanneer ons met die kennis wat ons het van God, dit ons eie maak en daaruit leef, is ons besig om saam met Jesus op sy ritme in hierdie wêreld te dans. Dan verander ons die wêreld. Dan is die kerk, ek en jy, die lig en die sout van die aarde. Dan maak ons 'n verskil in die wêreld, wanneer ons saam met Jesus dans op sy pas. Hoe mooi is dit?
Maar hier's 'n dieper faset ook in hierdie gedeelte. Paulus raak eintlik so tussen die lyne en deur die Griekse woord wat ons nie mooi in die Afrikaans sien nie, om eintlik die raadsplanne van God te ken. Nou dit is amper om agter die diepte van God se planne in te kom. En dis 'n moeilike een. Maar wanneer mens met God besig is, en wanneer jy met sy woord besig is, kom jy iets dieper raak en agter van God se werking. Ons kan baie keer allerhande vrae vra, maar hoekom en waarom en vir wat het dit nou gebeur? Hoekom het die Here dit in ons lewens toegelaat? Miskien as ons meer tyd met die woord spandeer en meer tyd in die teenwoordigheid van God spandeer, raak hierdie soeke na antwoorde 'n bietjie makliker. Kom berusting soms baie beter en baie vinniger. Die tweede punt, sê Paulus eintlik, dat julle reg sal lewe voor God, dat julle in gehoorsaamheid voor God sal lewe. Julle word so gevul met die woord, dat julle in gehoorsaam, dat dit uitloop, dat dit vir julle 'n wonderlike, heerlike voorreg is om gehoorsaam te wees aan God, om in vreugde en vrede met verantwoordelikheid voor hom te lewe. En soms is dit nie maklik nie. Ek herinner my daaraan dat die Here Jesus by 'n dag gesê het, neem jou kruis op en volg my. Kruis op, kruis dra, dis 'n moeilike ding. As jy nou moet dink aan daai kruis wat die Here Jesus teen Golgotha moes opdra. Hy kon dit nie eers homself maak nie, hy moes hulp kry. Maar hy stuk hout te dra, is moeilik. Is moeilik om kind van die Here te wees. En Paulus wil sê, maar wanneer jy gevul is met die wysheid en die kennis van God en sy woord, word dit 'n bietjie makliker. Nou ons gaan met mekaar almal kan saamstem. Die lewe is moeilik. Dis nie maklik nie. Baie van ons het Scott Peck se boek The Road Less Travelled gelees. En wat is die eerste sinnetjie wat hy daar skryf? Die lewe is moeilik. Die lewe is taai. Hy is moeilik. Is regtig moeilik. En is moeilik om soms sin uit dit alles uit te maak. Interessant van hierdie gedeelte is, ons het hier in die Afrikaans, as jy nou vers 9 tot 12 gaan lees, dan sien jy maar hier's 'n paar sinne hierso. Paulus het gehou van lang sinne. En hy het een lang sin hier geskryf om eintlik een groot gedagte deurtrek. Wysheid, gehoorsaamheid, geduld, lewe. En dis een van die goedjies wat ek vanoggend wil aanraak. Dat Paulus hier sê dat julle in swaar tye geduld sal hê. Hoekom noem hy dit? Asof hy hier wil sê, man, ek weet die lewe is moeilik. En ek wil net vir julle sê, sterkte met die lewe. Ek wil julle sterkte toewens. Julle moet geduldig wees. Vat die lewe en leef die lewe. Dit is moeilik, maar baie sterkte vir julle in Kolossense en baie sterkte vir julle hier in Waterval gemeente en daar in jou situasie waar jy luister. Sterkte vir jou. Word gevul met die wysheid van God en die kennis van God sodat jy hierdie lewe kan hanteer wat nie maklik is nie. Want dit is nie maklik nie. Dis moeilik. Veral as die lewe vir jou slaan. Ek het gisterand het ek gekyk na die program waar hulle met Jannie Du Plessis en sy vrou 'n onderhoud gevoer het met die afsterwe van hulle baba seentjie. En Jannie Du Plessis se vrou het vir my 'n verskriklike mooi interessante ding gesê en ek hoop dit het vir jou ook waarde as jy dit dalk nie gekyk het nie. Toe sy die sielkundige wat sy gaan sien het vra, of liewers die sielkundige het vir haar gesê, weet ek het ook 'n kind aan die dood afgegee. En toe ek my doktersgraad gedoen het, het ek in my kind se kamer gaan sit en ek het daar gaan studeer. Toe sê Jannie Du Plessis se vrou vir haar, maar hoe het jy dit reg gekry om in jou afgestorwe kind se kamer te gaan sit? Toe sê sy, dit was vir my 'n heerlike ervaring. Want daar het ek ervaar, het hemel en aarde by mekaar uitgekom. En Jannie Du Plessis se vrou sê, nou kan sy uitstap op die patio, na die swembad toe, en sy kan gaan sit op die patio en vir die swembad kyk, en sy kan in die swembad met 'n oop gemoed klim, wat sy eers nie kon doen nie. Dis vir haar 'n heilige plek.
Want daar het hemel en aarde mekaar ontmoet. God ontmoet ons in ons moeilike tye. God is daar vir ons. Maar dan moet ons hierdie verhouding met hom hê. Moet ons hierdie verhouding bou. Moet ons gevul word met die kennis van God. So sterkte vir julle. Paulus sê in 2 Korinte 1 vers 3 tot 7 sê hy die verskriklike mooi ding. Hy sê, ons het baie moeilikheid. Maar ons het al hierdie moeilikheid, sê hy, daar's 'n rede daarvoor, sodat ons ander mense kan help. Dis nie verniet wat dit met ons gebeur het nie, al die moeilikheid wat ek ervaar het as apostel vir die Here, dis sodat ek ander kan bystaan, vir ander iets kan beteken. So wat maak jy met jou krisisse? Wat het jy daaruit geleer? Wat het jy uit jou hartseer en jou ellende geleer? Sodat jy ander weer kan help. Dis vir my so interessant in hierdie woorde van Paulus sê, in elke moeilikheid help hy ons. In elke moeilikheid. Daar staan nie in die Bybel dat uit elke moeilikheid help hy ons nie. Ons is so geneig om te sê, Here, vat net hierdie goed weg. Here, asseblief, ek wil dit nie in my pad hê nie. Vat dit net. Maar dalk is daar 'n rede voor. Paulus bid oor en oor en hy sê dit, ek het hoeveel keer gebid dat die Here die doring in my vlees moet wegvat en hy het nie. Nou ons is nie seker wat die doring in die vlees is nie. Die slim mense sê hulle dink dit is omdat Paulus nie baie goed kon sien nie. Maar die Here het dit nie weggevat nie. En in my moeilikheid, in my worsteling, in my hartseer, in my verhoudingsgeworstel met my kinders, met my vrou, met my man, my werkgewer, waar ook al ek is, dalk is hierdie goed daar om my te vorm, my te verander, my meer van God te ontdek, meer van myself te ontdek, sodat ek ander weer kan help in die koninkryk van die Here. Is dit nie my en jou doel nie? Om ander te help nie? Om af te smeer aan ander mense nie? Derde punt wat Paulus hier vir my beklemtoon is, die feit van dankbaarheid. Ek het agtergekom in die lewe, en dan sluit ek myself ook aan. Ons is nie eintlik regtig baie dankbare mense nie. Ons is eintlik verskriklik ondankbaar. Want waaroor praat ons meestal? Oor negatiewe goed. Oor wat die regering nou alweer gedoen het. En wat hierdie een gedoen het. En wat daai een se kwaad wat hulle aangevang het. En oor Eskom. En oor SARS wat so vir ons harde issues gee. En oor Amerika. En die dom Trump. En dit en dat. En ons kla maar net altyd oor alles. En dit lyk vir my, ons het 'n houding in hierdie land ontwikkel. Julle skuld my. Ek hoor dit baie. Soos die televisie aansit, dan sien ons mense met plakate. Ja, julle skuld my huis. Ja, julle skuld vir ons krag. Ja, julle moet vir ons werk gee. Ja, julle moet dit doen. En as ons by die verkeerslig stop, dan sien ek baie keer net hierdie man of hierdie vrou wat hier staan. Gee vir my tog ietsie. Skenk vir my iets. Geef vir my 'n donasie. Maar hulle wil nie eerlik iets daarvoor doen nie. Julle skuld dit aan my, dis hoekom ek hier staan. En dan langs dan sien ons iemand wat iets verkoop. Dit lyk nie of iemand hom iets skuld nie, want hy doen iets om 'n geldjie te maak. En ons wit mense het net so geraak. Hulle skuld my. My ouers skuld my dat ek moet eendag gaan swat en daarvoor moet hulle betaal. My kinders skuld dit, ek het vir hulle groot gemaak en gesorg vir hoe lank dat ek eendag by hulle kan bly en hulle vir my sorg. Ons het hierdie houding van hulle skuld my. Almal skuld my. Die kerk skuld my. En as die kerk nie vir my iets doen nie, en nie vir my iets gee nie, dan raak ek ook ontslaaf van hulle uit my lewe uit. Almal skuld my. Moet ons nie 'n bietjie meer dankbaarheid hê nie. Die woord sê hoeveel keer vir ons, wees dankbaar. Bid en sê dankie. Dankbaarheid is deel van die lewe in die gees. Om waardering uit te spreek, ek meen dit is nou maar net so, as jy vir iemand opreg dankie sê, dit bou verhoudinge. Dit is erkenning. Dit skep ruimte. Wanneer ons vir mekaar dankie sê, en ek dink ons doen dit te min om vir mekaar dankie te sê, om vir ander dankie te sê vir die moeite wat hy doen, om dankie te sê dat die kerk oopgesluit is, dat die kerk skoon is, vir Pieter dankie te sê dat hy musiek begelei, dankie dat daar tee op 'n Sondag is, dankie vir Bokkie, dankie vir die mense wat help skink, dankie.
vir die een wat blomme in die kerk sit, net sommer dankie. Dankie dat jy hier is. Dankie dat jy omgee. Hoe min sê ons dit nie vir mekaar in ons huwelik nie. En wanneer ons vir mekaar dankie sê, bou dit verhoudinge. En wat is die grootste dankie wat ek en jy kan sê? Is om vir die Here dankie te kan sê. Dankie vir die verlossing. Dankie Here Jesus dat U gekom het en U lewe vir my kom aflê het. Dat U deur die kruis die straf van God op U geneem het, my straf vir my sonde op U. Dankie dat U U lewe daarvoor gegee het. Dankie dat U oorwinning uit die graf uit, dat U die sonde oorwin het, dat dit afgeskryf is, dat God dit nie teen my hou nie. Dankie dat U lewe, dat U vir my intree elke oomblik vir die dag. En Paulus sê dit hier. Hy sê Kolosse, hy het julle uit die duisternis na die lig oorgebring. Daai lewe van julle is verby. Hy het sy lewe vir julle afgelê. Hy praat hier van die verlossing, die wonderlike erfenis wat hulle ontvang het. En is dit nie 'n verskriklike erfenis wat ek en jy ontvang het nie? Jesus het betaal vir my sonde. Jesus het die straf van God op hom geneem, my straf. Jesus het gekeer dat ek nie hoef hel toe te gaan nie. Hy het voor die poorte van die hel gaan staan. Jesus sit aan die regterhand van God en hy tree elke dag vir my in. Hoe dankbaar is ek en jy daaroor? Want dit is wat Paulus sê, omdat jy die kennis het van God, wat God vir jou gedoen het, wie God is en wat hy elke dag aan jou lewe doen, moet dit jou dryf tot dankbaarheid. Ons hoor so baie keer mense sê, jy moet dit doen en dit doen om gered te word. Nee, Jesus het ons klaar gered. Hy het alles gedoen wat ons nodig het. Nou is ek so dankbaar, dat ek vir hom lewe. Uit dankbaarheid. Wil ek doen wat hy vir my vra? Wil ek so gevul word met kennis van God, dat dit my dryf uit dankbaarheid om vir hom te lewe. Ek wil afsluit. Dis 'n anderste gebed, ons moet erken, hè? Dis nie 'n selfsugtige gebed nie. Dis nie 'n eie geregtige gebed, Paulus wat 'n paar goedjies vir homself vra nie. Hy bid vir ander. En hy bid nie dat dit met hulle goed sal gaan, dat hulle 'n ryk gemeente sal wees nie, dat hulle baie geld in die bank sal hê nie, dat daar nie moeilikheid in die gemeente sal wees nie, wrywing en spanning sal wees nie. Dis nie die soort van goed wat hy bid nie. Hy bid hier vir ander goed met impak. Glad nie aardse goed nie. Hy bid eintlik hier amper vir hemelse goed. Goed wat regtig saak maak. Goed wat verhouding met God bou. En goed wat verhouding met mekaar bou. Hy bid eintlik dat hulle kerk sal wees. Soos wat die Here wil hê. So dit gaan oor 'n verhouding met God en met hulle medemens. Is 'n diep geestelike gebed. Ek dink ons moet daai leer. Waarvoor bid ek en jy? Waarvoor bid ons vir mekaar? Bid ons vir mekaar. So die uitdaging vir oggend is, ons moet meer bid. Ons moet vir mekaar bid. Maar ons moet ook bid vir die regte goed. Want dit gaan oor meer as aardse goed. Dit gaan oor 'n verhouding met God. Is dit nie mooi? Weet jy hoeveel vreugde sal dit my verskaf as ek weet julle bid vir my? Dat ek met wysheid gevul kan word om my werk in hierdie gemeente te kan doen. Die Here vir hom seën met kennis, met wysheid en met insig oor God, sodat hy ons kan lei. As ons dit vir mekaar bid, vir wysheid, insig oor God, hoe om in gehoorsaamheid voor God te lewe. Wat se impak kan dit hê op mekaar en kan dit hê met waterval in die gemeenskap waar ons beweeg? So ek vra julle mooi. Nee, die Here vra julle. Kom ons bid vir mekaar. Maar kom ons bid vir die regte goed. Amen. Kom ons sluit die oë. Baie dankie Here vir die woord. Dankie Here vir 'n woord van insig. Ons het wysheid nodig en Jakobus sê dit, wie wysheid kort kom, moet dit van God bid. En ons bid nou Here, vul ons met wysheid en kennis van U, dat ons U sal
ken, U wil verstaan, sodat ons in dankbaarheid voor U kan lewe in hierdie wêreld. Help ons deur die Heilige Gees. In Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. Mag God deur sy Gees ons vul met wysheid en insig, sodat ons in gehoorsaamheid kan lewe, soos die Here Jesus wil hê.